was hy. Kom ons begin met gebed. Sê die woord saam met my. Liewe Here, baie dankie vir die geleentheid dat ek nou weer kon deel. Here, ek vra dat U deur my sal praat, Here, dat dit nie ek is wat hier staan nie, Here, maar dat U deur my werk. Dankie Here vir al die inligting wat U my gegee het wat ek kan deel en dat U my kan gebruik soos U goedvind. Vra Here die wat na die boodskap sal kyk dat hulle geseën sal wees, Here. En ek weet ek is altyd geseën daai. Dankie Here nou vir die tyd. Ek bid dit in U naam. Amen. OK. Hoe wakker is julle? Nee, maar goed dan. Ek sal nou en dan net so 'n harde klap gee dan. As ek sien ek's besig om julle te verloor. Nou, ons gaan nogals baie feite kyk. En dan gaan ons 'n bietjie kyk na wat Ellen White sê en dan gaan ons kyk na hoe die Bybel dit interpreteer. Ja. Alright. Nou, die titel van hierdie gedeelte is ons gaan nou net bietjie meer dieper in met die kindertrauma. So ons het nou gekyk, okay, hoekom dit belangrik is of hoekom dit so krities is of 'n kritiese ouderdom tussen wanneer hulle gebore is en byvoorbeeld die ouderdom van 8. Hoekom daai tyd so uiters belangrik is en ons het geleer dat dit is waar permanente impakte kan gebeur of die kind nou goed opgelei word of die kind nou trauma ervaar het wat ook al gebeur in daai tyd kan impakte hê tot met die res van hul lewe. OK. Nou, ek gaan dit nou net bietjie opbreek van wat gebeur in daai vroeë kinderouderdom ontwikkeling. So, van geboorte tot 3 jaar, wat gebeur in die kind se brein? Die brein ontwikkel, glo dit of nie, ongelooflik vinnig. Meer as 1 miljoen neurale verbindings word elke sekond gevorm. Dis baie, okay. So jy kan verstaan dat alles wat daai kind sien, hoor of van leer word geabsorbeer en vinnig geabsorbeer. So in hierdie periode van 0 tot 3 is krities vir taal, emosionele hegting, sintuige, prosesering en basiese kognitiewe vaardighede. Nou ek gaan baie miskien groterige woorde sê wat ek dink partykeer mag my dalk ook de mekaar maak. Ek seker julle volg saam met my, okay. Alright. So, 0 tot 3. 3 tot 5. Die brein groei voort in areas wat verband hou met sosiale vaardighede. Emosionele regulering, probleemoplossing en uitvoerende funksies soos jy weet impulsbeheersing en so aan. Dis nou tussen 3 en 5. So jy kan al sien van 0 af tot 5 is die karakter van die kind al klaar besig om te bou. Van 6 tot 10 jaar, dis nou die area van geestelike ontwikkeling, dit word meer gespesialiseer, filosofie en redenasies, geheue. So dit verhoog traumaties hul lewensvermoë. So daai tyd kan ek sê is half hulle persoonlikheid begin ontwikkel daar. Nou, okay. 'n Belangrike punt om te onthou, né? Nie elke kind ervaar trauma dieselfde manier nie. So ja, dit het 'n impak op hul lewe, maar daardie impak bepaal oor die kind se omstandighede. So my trauma het my omstandighede bepaal en dis my storie. En so dis belangrik om dit ook in gedagte hou. Ek praat nie net van almal as geheel nie. Hierdie is net 'n basiese grondleg, as ek dit so kan stel. Alright. So ons verstaan nou 'n bietjie meer. Ons het dit nou baie duidelik gemaak hoe krities daai ouderdom is. En
wat die ouer of die versorger se verantwoordelikheid is om hoe om daai kind op te lei om suksesvol te wees in die toekoms. Kyk, nou gaan ons diep. Hoe beïnvloed trauma die kind, die ontwikkeling van die kind? Hoe? Wat het daai trauma? Nou, wat ek gaan doen is ek gaan 'n paar goed van die skade wat trauma kan doen. Ons het nou net geleer van alles wat gebeur in die kind se brein daai tyd, nou maar wat gebeur gedurende daai tyd as die kind nou trauma ervaar? Breinstruktuurverandering. Kinders wat aan trauma blootgestel is en wat ook al vorm dit is. Nou as ek sê trauma, mik ek meer oor seksuele trauma. OK, want dit is groot of nie, dis baie groot. In die bediening wat ek is Coming Together Ministries, 90% van die mense wat uit die leefstyl uitgekom het, wat in haar leefstyl ingegaan het, was as gevolg van 'n seksuele trauma ervaring. So die kind se breinstruktuur, daar's 'n verandering wat daar plaasvind. Al emosies, al kognisie, is die regte woord? Né? Ja. Die waarneming van die wêreld, hul verstaan van die wêreld word heeltemal gedraai. Hul verstaan van hul eie identiteit word heeltemal omgeskommel, as ek dit so kan stel. Glo dit of nie, ek het selfs gedink dit was interessant. OK? Dit is waargeneem dat 'n verkleining in die volume van die prefrontaal cortex en die hippocampus plaasvind. 'n Verkleining in die volume. Nou waarvoor is daai dele in die brein nodig? Dis nou vir besluitneming, geheue, emosies, prosesering ensovoorts. So jou karakter. So, met ander woorde, wil jy vir my sê dat trauma kan 'n kind se karakter vir die toekoms beïnvloed? Antwoord is ja. Op 'n baie erger manier. Ek het my karakter was so gevorm op 'n manier waar ek het dit nie verstaan nie. So wat ek gesien en ervaar het ek gedink is waar of geglo dit is waar omdat dit is wat ek self ervaar het. OK. So dis wat gebeur met die trauma. Wat gebeur met die kind? Dis wat hulle glo is reg. Dit is hoe die lewe is. En hulle aanvaar dat OK, nou dis hoe ek moet behandel word. Kindertrauma, hier is baie interessant, veroorsaak die risiko van verskeie emosionele gesondheidprobleme. Soos byvoorbeeld, kinders ervaar tot 3 keer meer geneig tot angs. OK, depressie, psigose, bipolêr te hê en die risiko vir borderline personality versteuring, persoonlikheidsversteuring kan tot 15 keer hoër wees. Wat sin maak, want in hierdie spesifieke ouderdomtyd, die kind begin ook sy eie persoonlikheid ontwikkel, maar as al hierdie gemors gebeur, dit breek heeltemal die karakter van God en Satan weet dit. Dis hoekom nie net Ellen White in die Bybel sê vir ons hoe belangrik daai ouderdom is, maar Satan weet, want dit is waar hy 'n langtermyn impak in die kind kan hê en die lewe net soveel moeiliker maak. Nou, ek moet sê, in my ervaring, ek het so baie leuns geglo van myself wat die duiwel my gevoer het, dat jy weet, ek was 'n man in 'n meisie se liggaam, ek hou van dit en dat en jy weet, het so baie leuns vir my gevoer dat ek geglo dat sy leuns is waar. As hy vir my gesê het die lig is groen, sou ek hom geglo het. Want dit is my ervaring. Wat ek gedink het is waar, is heeltemal onkant gegooi weens een trauma. So ja, 'n kind kan langtermyn impak hê as hy deur trauma gaan in daai kritiese ouderdomstyd. Maar weer eens, ek glo ek wil net sê dit is belangrik om te hou dat almal ervaar trauma anders. Alraai, ons moet dit net onthou. Alraai.
Nou dat hierdie trauma gebeur het en die kind het nou allerhande perspektief van die wêreld verloor en het sy eie opsomming nou gemaak en eie verstaan oor wat die wêreld is en wie die persoon is. So, wat gebeur nou? Na die trauma, dis nie asof hulle geleer was, okay, dit is verkeerd, dit moes nie met jou gebeur het nie. Hulle het dit aanvaar as, okay, so dit moes maar seker gebeur het. Sure. Wat is die nagevolge, of kan ek sê die ernstige nagevolge na so 'n trauma, as die kind nou daai trauma sou deurgaan? Die ergste en die mees algemeenste is dat die kind terugkeer na verslawings as 'n coping mechanism. Hoekom verslawings? Want verslawings gee tydelike verligting van al jou deurmekaar emosies en al die skuld waardeur jy gaan. Okay? Een wat baie belangrik coping mechanism is seksuele verslawings. Want wat dit doen is dit tackle die plesiersentrum en dit gee vir jou verligting wat jou gelukkig maak. So jy voel gaga, jy weet nie hoe met al hierdie gevoelens te hanteer nie en so outomatiese vinnige oplossing. Dis 'n coping mechanism, verslawings. Okay? En ek kan getuig, ja, ek het aan verslawings gely. Alkohol veral, sigarette, dit was 'n manier vir my ook net om te ontsnap en te vergeet in daai oomblik, maar die probleem is dis tydelik, so dis hoekom dit 'n herhalende patroon is. Dis hoekom dit verslawing raak. Duidelike oplossing. Alraai, so wat gebeur nou met die kind? Se toekomstige kan ek sê sukses van die kind of hoe bepaal die kind se toekoms? Kom ek stel dit so. OK. Wanneer dit kom by hul karakter en op persoonlikheid. Lae selfwaarde. Kindertrauma, veral verwaarlosing. Nou verwaarlosing nie net fisie nie, maar emosioneel ook, mishandeling. Ek het julle gesê dit is baie inligting. So die kind kan éventueel probleme hê om gesonde intieme verhoudings te bou. So hulle het nie 'n klou oor wat 'n goeie verhouding is nie. En wie leer ons van die nie perfekte, van die goeie, gesonde of wat 'n goeie, gesonde verhouding is? Die Here. So meeste kinders wat deur hierdie trauma gaan, kan ek het half dit was 'n oomblik wat hulle nie veilig gevoel het nie. En dan later in die lewe sal hulle kyk, maar okay, maar die Here was nie daar vir my nie. Hoe kon hy dit toelaat? So dit plant 'n saadjie om die Here se koneksie met die kind te breek. Met ander woorde obviously van die kind se kant af. Okay? So dit beïnvloed sy geestelikheid, sy toekoms met die Here en baie mense, baie kinders as gevolg daarvan gaan uit die kerk uit en kom nie weer terug nie. Party doen en ek sê dankie Here daarvoor. Kinders voel hulpeloos, buite beheer. So wat doen hulle om daai beheer terug te kry? Coping mechanisms. Met ander woorde, hoe hulle voel, hulle wil in beheer wees van hoe om nie te voel wat hulle voel nie. So val hulle in verslawings in. Nou, baie kinders wat ook deur die trauma gaan, dissosieer hulle self van alles en almal. Soveel so dat hulle emosioneel afsluit teen almal en ook weer eens beïnvloed hul verhouding met mense, nie net met mense nie, maar met God ook. Heeltemal emosioneel sluit hulle self af en 'n manier om iets te voel gaan hulle na hulle coping mechanism, na hulle verslawings toe. So wat sê neurologiese en psigologiese faktore? Ek moet sê ek moes eers 'n rukkie vat om al hierdie woorde te oefen want ek kan myself so 'n tang twist. So as ek 'n tang twist oomblik het, vergewe my man net. Ek is 'n klein bietjie disleksiek, so ek het 'n verskoning. Alraai. Verdere breinchemie.
Dis baie inligting, maar moenie worry nie, ek gaan julle nie oorspoel met inligting nie. Dit gaan nou nog bietjie meer interessant raak. Ek weet ons is nou baie diep en ons gaan dalk nog dieper in donker raak, maar moenie worry nie, ek gaan julle nie daar los nie. Alraai. Die siklus van verslawing. So okay, ons het nou gesien dat die kind deur daai trauma gaan. Een van die dinge wat hulle daarmee hanteer is coping mechanisms. Van daai coping, een van die bekendste is seksuele verslawings. Nou, wat is die nagevolge van daai verslawings? Los dit die probleem op? Van hulle sal sê, ja, elke keer. Elke keer as ek val in my verslawing. So ja, dit werk vir my. Okay. So dis 'n tydelike oplossing wat nie eers naby die onderliggende probleem kan werk nie. Of hoe kan ek dit sê? Hulle mis die onderliggende probleem. Okay. En ek moet sê vir my perspektief, my verslawings het my gehelp om te ontsnap. Dis die regte woord. Van al hierdie emosionele deurmekaarheid, as ek dit so kan stel, het die onderliggende, hoe meer ek dit probeer afdruk of wegsteek, hoe groter het daardie onderliggende probleem gegroei. En wat ek nie geweet het nie, dit was soveel so dat my fisies siek gemaak het en emosioneel. Tot dit op die punt gekom het waar ek nou glad nie kan sê dat ek het nie 'n probleem nie. Dat dit is obvious. En dit was toe dat die Here my gehelp het en kon ek sê my oë oopgemaak en sê Daisy, hierdie is tydelike oplossings. Okay. As ons kyk na die onderliggende, kan ons bou daarvan. Okay, maar dis 'n heeltemal ander storie op sy eie want ek moes hulp soek. Ek moes hulp gekry het vir daai trauma. Meeste kinders wat deur die trauma gaan, dit is ongelukkig so. Hulle moet daai hulp kry oor hoe om dit te hanteer en hoe om dit te deurwerk en die waarheid te leer van wat dit gebeur het, was nie okay nie. Sjoe. Diep, né? Alright. Nou gaan ons bietjie kyk wat verstaan Ellen White oor kinderontwikkeling. Nou, sy het gepraat van kindertrauma, maar sy het dit dan nie genoem op daai spesifieke terme nie. Okay? Dit is wat sy sê. En die beste van alles is, ons kan dit vandag sien, maar sy het dit 100 jaar gelede geskryf. Ek love dit. Hoekom het mense nie net geluister na haar nie? Maar nou ja. Ek kan vir julle sê, is sondige wêreld. En wat ek nou ook gesels het met die oom is, hoe breek Satan God se beeld? Is, hy gaan en skep allerlei ander beelde, wat jy van kan kies. Dit is wat in Child Guidance, Adventist Hope, sy dikwels beklemtoon, en dit is wat julle agtergekom het, is wat ek die hele tyd al beklemtoon het, dat vroeë indrukke op 'n kind se gedagtes, of dit nou goed of sleg is, diep en volhoubaar is. Nou van julle mag dalk die vraag vra, okay, Daisy, jy het nou deur daai trauma gegaan, en deur al daai dinge, beteken dit nou, van daai wonde wat daar gebeur het, is nou nog by jou, al het die Here jou genesing gegee? Dis 'n goeie vraag, né? En ek kan vir julle sê, ja, ek het genesing gekry, en dit was 'n pad van genesing wat ek moes gestap het. Ek moes behandeling gekry het, en ek is op medikasie, ongelukkig. Ek het gesukkel met depressie. Daar's al hierdie permanente skade en impakte wat gebeur het. En wat die Here my gehelp het oor hoe om dit te behandel en te hanteer. Nou, deur om dit te sê, beteken dit nie dat, okay, so met ander woorde, die Here kon dit nie net weggevat het vir jou nie. Hy kon ja. Maar wat het Jaak
Wat het die Here vir Jakob gesê toe hy sê, Here, vat asseblief hierdie doring uit my sy uit? Hy sê nee. Okay. So met ander woorde, okay, ek sit nou met hierdie trauma en wat gebeur het? Ek het genesing gevind, maar die impakte is nog steeds daar. Wat kan ek doen met dit? Okay. Ek het nou geleer wat dit is. Ek het geleer is nie reg nie. Ek het nou verstaan nou wat al daai beteken. Okay, ek verstaan dit nou. Maar hoekom is jy genesing gevind en dit is nie weg nie? Ek het myself daai vraag gevra. En as dit nie was vir dit nie, sou ek nie nou hier kon staan en met julle gesels hieroor nie en dit vir julle verduidelik en 'n perspektief kan sit. Ek glo dan sou ek nie weet nie of ek dit kan sê nie, maar ek glo ek sou nie so effektief gewees het as wat ek nou is nie. Want nou praat ek uit nie net uit ervaring nie, maar as jy met my sou praat hieroor, sou ek 100% kan verstaan waarvan jy praat. Omdat ek self dit ervaar het. En nie net dit nie, ek kan vir jou sê hoe ek deur dit gewerk het. So met ander woorde, die Here gebruik daai waardeur ek gegaan het om ander te help. Of course. Want ek meen Satan val nie net een persoon aan nie. Hy val almal aan. Maar keer op keer in die Bybel leer ons dat die Here bemoedig ons om mekaar te ondersteun, mekaar se laste te dra. Daar is krag in gemeente en familie. En ek moet vir julle sê, al hoe ek uit my die eerste stap uit my donker gat gevat het, daai donker area wat ek myself ingevind het, was mense het my gehelp om daar uit te klim. Hulle het vir my gebid, my vriende, hulle het my hand gevat en my gesê, "Daisy, jy is nie alleen nie. Ons weet dalk nie waardeur jy gaan nie, maar hulle het my gestort met liefde." En dit het my krag gegee om voort te gaan. So als wat ek deurgegaan het, al het ek daai trauma en van daai impakte fisies en my gesondheid, ek sukkel nou nog met dit, met die fisiese nagevolge. As ek moet seker spesifiseer, sodat jy wonder wat se fisiese nagevolge is dit. So ek het meer pyne en skete wat ek nooit meer gesukkel het nie. Dis nadat ek 'n burn-out gehad het. En so dis daai tipe fisiese issues. Met ander woorde, my energievlakke was van hier tot hier, so ek operate 20% energie meeste van die tyd. So, maar dis nou die minor goedjies, okay. En die grotere impakte was ek is ongelukkig op medikasie wat my breinchemie kan balanseer, want die skade aan kinders het daai vlakte, daai natuurlike vorm wat moet gebeur in die brein was gebreek en beskadig. Okay, so en dis daarom het ek hulp nodig om dit te beheer. So daar is nie skande daaraan om daai tipe hulp te kry nie. Wat ek al gesien het, baie mense fout maak is my ma het ook al gesê is, maar bid vir die Here om dit weg te vat, dan sal hy dit wegvat. Ja, hy is nie verkeerd nie, maar dis nie altyd hoe dit werk nie. Die Here stap 'n pad op sy eie manier. Dis nie 'n skande om kyk soos bipolêre mense. Hulle het medikasie nodig. So, vir my was daai 'n impak. Van daai tyd, daai kritiese ouderdom, was dit een van die skade en een van die impakte wat lewenslank hou. En dis nou 'n voorbeeld wat ek gee het van wat ek bedoel van die lewenslank impakte. En hoe dit my karakter beïnvloed? Ek het nie identiteit gehad nie. Hoe my persoonlikheid beïnvloed? Ek wou niks met mense te doen gehad het nie. 30 jaar gelede, ek nou, was die manier wat ek ooit in my lewe gedink het. Hy sê jy gaan eendag voor mense praat. Ha. Okay, sure. Gaan weg. Maar nou, ek self is nog verstom. Om eerlik te wees, ek het ook vir Tannie Lani ook gesê dat die laaste week was ek verskriklik angsbevange. Kyk, ek het al baie voor mense gepraat en selfs oor hierdie al gepraat,
my getuienis ook al gedeel, maar vir een of ander rede, die laaste week was ek verskriklik angstig. En op 'n stadium toe bel ek my vriende en ek sê sorry. Jy beter met my beter vir my bid en sy gesels toe saam met my en help my toe kalmeer en maar die hele week was dit net soos op en af se angs en ek kon dit nie verstaan nie. En toe begin dit my sin maak toe ek die gedagtes begin kry, nee, kanselleer net. Ek meen ek was bang. Dis die gevoel van bang was eintlik op. Ek kon dit nie verstaan nie. Dis ek soos nee, okay, ek moet dit nie doen nie. Ek moet dit kanselleer. Ek moet sê huis toe gaan, daar's nog tyd. Hulle kan nog ander reëlings maak. Jy weet dis die gedagtes wat deur my gegaan het. Maar toe dink ek, okay, hoekom voel ek so ewe skielik? As Satan nie hou van wat jy doen nie in die Here se naam, gaan hy dit moeilik maak. En hy het dit al so moeilik gemaak vir my dat glo dit of nie dat hy 'n demoniese aanval gehad op my 'n paar keer voor 'n voor 'n gestame event, wat is die woord voor gebeurtenis, ja, wel voor 'n enige kamp of waar ook al ek gaan praat of voor die tyd of na die tyd is daar 'n demoniese aanval. En ek gaan nie vir julle verduidelik als wat gebeur daarin nie. Maar dis toe ek besef, okay. Ek van my kant af moet voorbereiding maak om te keer dat so iets my permanent gaan stop om die Here te dien. En ek besef dat weer eens die enigste manier hoe ek kan suksesvol wees, is om in die Here se presence, se teenwoordigheid wees. Ek weet nie hoekom sukkel ek nou ewe skielik met Afrikaans nie. So dis al wat my gaan help. Sodra ek daar uitstap, is ek in gevaar op baie maniere. Want onthou ek het vroeër gesê dat dis baie maklik vir my om weer terug te val in die verlede. So maklik. Ek meen daar's geen geveg teen dit nie. En 'n ander ding wat ek ook wou noem, baie mense, hoekom hulle terugval, is wat ek al van gesien het en in mense is omdat hulle moeg beklei teen hul gevoelens. So daai gevoelens partykeer raak so sterk en daai begeerte is so sterk dat wat hulle doen is hulle sê nee, ek moenie so voel nie, ek kan nie so voel nie. Okay, wag. Nee. Hulle doen dit op hulle eie krag. Maar die Bybel leer ons, wat doen ons met daai gedagtes? Dadelik gee dit vir die Here. En so wat ek doen is as die duiwel nou lus is om nonsens aan te vang en hy gee vir my al hierdie gedagtes wat ek onmiddellik moet doen en doen. In daai oomblik sê Here, alles in my wil hieroor dink, maar ek wil nie hieroor dink nie. Vat dit asseblief weg. En hy doen dit elke keer. Maar hier's die ding, as dit weer kom 15 minute later, dan doen ek dit weer. Die Bybel leer is om daai gedagtes te vang. Sê, hoe sê die vers? Yes. Dankie. En dit vir die Here te gee. Nou, die grootste fout is om daarin te gee want die oomblik as jy daarin gee, dan is dit so maklik om in die verslawing weer in te gaan. En hoe kan ek verligting te kry? In plaas van daai verligting in die Here te kry, val ons terug na die verslawings. Want dit is wat jy hulle ken. Is die verslawing. Dis gemaklik en dit werk. So ja. Drama op daai ouderdomme het 'n impak op so 'n mate dat al het jy genesing gevind in die Here, geestelike, emosionele en soos ek my identiteit weer gekry het in die Here, beteken nie dat Satan nog steeds al daai gaan gebruik om my te probeer breek. Soveel so dat dit demonies raak. Hy probeer alles om my te stop. En ek praat nou net van my want ek gee 'n voorbeeld van myself. Ek praat nou van ander wat ook in die bediening is waar Satan drastiese stappe geneem het om hulle te probeer stop om voort te gaan in hierdie nuwe lewe, hierdie nuwe identiteit wat hulle gevind het in Christus. As jy 'n kans vind of tydjie vind, sou ek julle aanmoedig om op YouTube te gaan op Coming
Together Ministries. Daar's eindelose getuienis en jy sal agterkom, hoe meer getuienis jy kyk, hoe meer gelykenisse sal jy sien van wat gebeur in hul vroeë kinderjare opleiding. Ek self was verbaas en ek soos no way. Ek verstaan presies wat jy bedoel. En keer op keer nog, elke liewe keer wat ek vir jou kan sê, is daar getuienis, het so groot impak. Want 'n mens praat nie net hul opinies nie, maar hul ervaring. En elke keer wanneer ek my ervaring deel, voel mense gemakliker om na my toe te kom en te praat daaroor of te vra daaroor of wat ook al, want hier is nou iemand wat kan verstaan en vergelyk. Maak dit sin? En dis my missie, dit is my doel. Ek verstaan trauma, ek verstaan die impakte van dit en ek het dit gewaag om te sê, Here gebruik my soos U goedvind. Met die wetende dat Satan gaan dit moeilik maak. Maar dis oukei, want God is sterker. Satan kan gooi en bring wat hy wil. Dis oukei. Al wanneer hy suksesvol gaan wees, is as ek hom toelaat om suksesvol te wees. Terug na Ellen White. 'n Bietjie afgegaan. Maar Ellen White of Child Guidance, oor en oor sal jy sien, mense, dis belangrik. Wat gebeur daar in daai tyd is nie iets om ligtelik te vat nie. En ek glo ook dit help ons om meer te verstaan dat die skade wat gedoen het, wat gebeur het in daai kritiese ouderdomsjare, daai skade het 'n impak op hul toekoms en so voel ek daar's 'n rede hoekom die Here sê ons mag hulle nie oordeel nie. Want ons het geen idee wat daar gebeur het nie. So ons is nie reg om te oordeel en sê nie maar hoekom is jy lief vir ouens? Jy's 'n ou en selfde, hoe kan 'n ou soos 'n vrou lyk? Ek meen in jou gedagtes kan jy sê ja, maar logies maak dit nie sin nie want die Here is so en so, maar daar's so baie wat gebeur het intussen wat hulle op daai punt gebring het. Baie van hulle sal sê die Here het my so gemaak. Ek het dit geglo. Van daai ouderdom, so vroeg, so klein, het ek geglo dis hoe die Here my gemaak het. Dit is hoe ek moet wees. En dis een van die grootste leuns. En die een leuen wat Satan die meeste wegkom in die LGBTQ gemeenskap. Die Here het my so gemaak. En niemand kon my anders oortuig nie. Jy kan vir my Bybelverse gee, my Bybel oopmaak soveel as wat jy wil. Ek het dit geglo. So wat het verander? Wie het my dan oortuig? Niemand. Geen persoon het my oortuig nie. 'n Persoon, ja, hier en daar het saadjies geplant en so die Heilige Gees begin die werk doen. So wat is ons rol? Een groot belangrike rol wat ek nou nog mee leef is ek kan absoluut niks doen op my eie nie. Ek moet kyk die laaste week, my senuwees was klaar. En ek was so angstig. Maar hier staan ek omdat ek keer op keer vir die Here gesê asseblief help my om hier te staan en te kan praat. En hy doen dit. Dis presies dieselfde met al daai skade wat gebeur het, wat 'n impak het op jou lewe, wat soos 'n instink geraak het. Al daai goed kan ons vir die Here gee sê die Here, ek wil, ek kan, maar ek wil nie. Gee dit vir die Here en ek beloof vir julle dit werk soos goud. Hy sal dit wegvat elke keer wanneer jy vra. Wanneer jy ophou vra, dis waar die moeilikheid inkom. Alraai. Wat sê die Bybel? Nou gaan ons in die Bybel in, okay? God sê dat kinders is 'n gawe en 'n seën. Baie keer, ek meen, die Here het selfs vir ouer mense, volwassenes geleer, wees soos 'n kind. Hoekom? Psalm 127 vers 3 sê: Kinders
is 'n erfenis van die Here. Die vrug van die buik is 'n beloning. 'n Kind is so waardevol en so moet so beskermd en gehanteer word want dis 'n tyd waar hulle so verantwoordelik is van die wat na hulle kyk. Spreuke 22 vers 6. En dit sê: "Lei 'n kind op in die weg wat hy moet gaan, en wanneer hy oud is, sal hy nie daarvan afwyk nie." Vroeë onderrig, sowel as morele en geeste, bly lank en dit geld dieselfde vir skade. So ons verstaan nou dat wat gebeur het in daai ouderdomstyd, wat ook al gebeur het 'n lewenslang impak. Wat ook al daai impak het, dit verskil van mens tot mens. Alraai. Volgende versie, Matteus 18 vers 2 tot 4. Hy het 'n klein kind na hom geroep en gesê: "Voorwaar ek sê vir julle, tensy julle verander en soos klein kindertjies word, sal julle nooit die koninkryk van die hemel ingaan nie." Ander woorde, soos ek nou net gesê het, is kinders is so verantwoordelik van verleiding en aan volwassenes wat hulle gaan lei, dat ons as mense moet so verantwoordelik of so afhanklik, dis die woord ek soek, wees van God. Hoekom? Sodat ons in die hemel kan ingaan. So dit sê vir my, okay, ek het nou deur al hierdie uh trauma gegaan, al hierdie ervarings in my lewe en al hierdie lewensimpakte nou het, maar ek kan nog steeds in die hemel ingaan. Okay, maar ek staan so vuil en vrot van die sonde en alles waardeur ek gegaan het en die Here gemisbruik het, nie gemisbruik het nie, verlaat het, is die woord. En ja, en nog steeds sê hy vir my, ek kan nog steeds in die hemel ingaan. Hoe? Die Here het my vergewe. Ek het vergifnis gevra. En dit wat hy vir my gedoen het, vir ons gedoen het, elke keer as ek dit sê of lees of hoor dat die Here het gesterf, dat my lewe is meer waardevol as sy eie. Ek meen, die eerste keer toe ek dit lees, ek was stom geslaan. Ek kon dit nie glo nie. Maar toe ek dit gevat het en want die Here gee vir my daai liefde, hy wys vir my daai liefde en hoe meer hy dit vir my gewys het, hoe meer wil ek dit hê. En hoe meer ek dit kry, hoe meer wil ek dit net vir ander opwys. Deuteronomium 6 vers 6 tot 7. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gee, moet op jou hart wees. Leer jou kinders volgens my leerstellings. Nou ek weet nie van julle nie, maar net so baie as wat Ellen White die belangrikheid uitbring, het Jesus ook daai belangrikheid getoon van hoe krities daai ouderdom is. Okay. So in die Bybel word kinderontwikkeling primêr gesien as die vorming van die karakter in daai ouderdom, okay? Die karakter, die geloof, die wysheid, die persoonlik, alles gebeur daar. En hoe dit okay, so die karakter, die persoonlikheid en al daai goed word begin, kan ek dit so stel, maar dit beteken nie dis waar dit stop nie. So daai karakter word gebou, die persoonlikheid word dalk bietjie verander of jy weet dit word net verder opgebou. Okay. En emosionele groei. Trauma kan een van die grootste emosionele skade doen aan 'n mens dat ek jammer om dit te sê wat lei tot selfmoord. Dit is die drastiese impak. Wat jy's laasweek is daar het iemand selfmoord gepleeg. Ek het hom geken. Hy's nog jonk, oulike ouetjie. En hy het opgegee. En ek dink myself, "Sjoe, okay. Hoekom? Ek weet nie. Niemand weet in sy lewe aangegaan het nie, maar die Here doen." Wat het gebeur? Iets het gebeur.
Hoe ons dit hanteer is die verskil oor wat gebeur het. Gaan ons deure weggooi omdat ek nou daardeur gegaan het? Is nou die Here se skuld ek kon 'n goeie leefstyl gehad het. Maar nee, hoekom? Dis al daai hoekoms wat begin ophou en ophou en ophou en dit begin emosioneel ophou en uh, ja, emosioneel siek maak. So, ons het 'n duidelike begrip weer eens van die belangrikheid in daai en ons verstaan nou dat wat gebeur daar, die impak wat dit het en nie net op die kind daai stadium nie, maar vir die res van hulle lewe. So, as ons nou weer kyk na die LGBTQ gemeenskap, sien julle dit nou in 'n ander tipe oogpunt oor hoekom meeste van hulle in daai leefstyl ingaan. So, nou dat ons bietjie meer van 'n idee het. Okay. Nou wat nou? Okay, Daisy, ons verstaan nou 'n bietjie meer, maar nou wat nou? Hoe hoe help ons ander daarmee? Ons het nie daardeur gegaan nie. So hoe kan ons nou uitreik na daai gemeenskap? Dan is die vraag dan, is daar hoop vir genesing vir hulle en kan jy 'n verskil maak daarin? Ek meen hoeveel van ons het 'n begeerte om um iemand te kan lei tot die Here? Ja, ons almal. Maar die frustrasie kom is wanneer ons nie weet hoe nie. So my missie is om mense te help verstaan omdat ek uit daai lewe uitgekom het. Wat die tipe mentaliteit van daai gemeenskap is. Maar ek sê nou nie almal se mentaliteit is dieselfde nie. Dis nie wat ek sê nie. Maar wat ek sê is baie gebeur in hul lewens wat lei tot die besluite wat hulle nou gemaak het en waar hulle glo pas dat hoe hulle voel is reg. Baie van hulle het gesê uh 'n vriend van my het gesê how can something so wrong feel so right? Ek het ook daai vraag gevra. Ek kon dit nie verstaan nie. Oef, is daar hoop vir genesing? Die meeste dis wat ek myself gevra het. Dis okay, dis nou hoe kan jy help hoe ek voel nie, so wat nou? Een mens het my kan ek sê offisieel na die Here gelei. En ja, die Here het die mens gebruik, maar wat gebeur het is die Heilige Gees het al die werk gedoen. Al wat ek hoef te gedoen het is te luister vir die Heilige Gees. Een vriend van my, al wat hy gedoen het is hy was net 'n getuienis want die ou het so baie vrae gevra en die homoseksuele ou het so baie vrae gevra vir die ou dat al wat hy gedoen het is hy het net die vrae beantwoord volgens wat die Bybel sê, in 'n liefdevolle antwoord en die persoon sê, "Wow, nee, sjoe. Maar dit beteken ek leef dan nie reg nie." En die bal het begin rol daar. Nie lank daarna nie, het hy sy lewe vir die Here gegee. Die Here kan enige iemand enige tyd gebruik. Wanneer ons onsself in daai oomblik vind, die enigste wapen wat ons het, is die Heilige Gees. En dis om uiters belangrik in daai oomblik. Wanneer iemand in daai gemeenskap ons betrek of ons in geselskap is, whatever die situasie is, moet nooit uit jou eie praat nie. Want dan gaan jy hulle wegjaag, obviously. En en dan is die vraag wel hoe hanteer jy sulke mense sonder om jou geloof in gevaar te stel? Weet hoe praat mense met hulle of hoe en die antwoord is eenvoudig. Wel hoe het Jesus met hulle gepraat? Hy self het met daai mense gesels en hoe het hy dit gedoen? Hy was in hulle geselskap en hy het
vriendelikheid en liefde getoon teenoor hulle. Nie teenoor hulle sonde nie, teenoor hulle. Maar Jesus het nooit sy geloof gekompromeer nie. So met ander woorde, dit sê vir ons kan saam met daai mense leef sonder om ons geloof te beïnvloed. Hoe? Ek sê my geheime wapen, when you're in uncharted territory, use the Holy Spirit. Want hy gaan vir jou alles sê oor wat om te doen, hoe om te gesels, you name it. Psalm 34:18. Die Here is naby die gebrokenes van hart. Hy red diegene wat in gees verpletter is. Ek hou van daai woorde, so sterk, so verpletter. Hy sien die pyn. Hy weet presies waar daai impak begin het. Een ding wat ek ook agtergekom het van die mense wat gebrokenheid voel, is 'n groot ding wat hulle voel is alleen. En dis daai alleen gevoel wat hulle net nog meer wil wegtrek van mense af. So wat kan ons doen as gemeenskap as ons sien iemand is seer en pyn en is net gebroken, die beste wat ons kan doen is liefde gee. Liefde en aandag. Ek sê dit want dis die een ding wat ek nooit gehad het nie. So as ek liefde en aandag kry, ek vreet dit op, nou nog. So skep my drukkies, ja. Dankie. Want dit beteken so baie. Jakobus 5:16. Ja, so korrek. Belê mekaar julle sondes en bid vir mekaar sodat julle genees kan word. Matteus 18:21-22. Toe kom Petrus na Jesus en vra: "Here, hoeveel keer moet ek my broer of suster wat teen my gesondig het vergewe?" Tot 7 keer. Jesus antwoord: "Ek sê vir jou, nie 7 keer nie, maar 77 keer." Skuldgevoelens is massief groot in kinders wat deur trauma gegaan het in daai tyd. Skuldgevoelens en verwerping en resentment. Wat is die Afrikaans woord vir resentment? Julle weet wat ek bedoel. Negatiewe gevoele teenoor die persone wat die trauma aan jou veroorsaak het. Daai kan jou so vreet dat dit jou wegdryf van die Here af. Hoekom is vergifnis belangrik? Dit is deel van die genesingsproses. Jeremia 30:17. Maar ek sal jou gesondheid herstel en jou wonde genees, sê die Here. Wat het my herstel en daai wonde genees? Dit was die liefde van God. Wat daai lig geskyn het aan al my wonde, en al my donker baie, wat my toe daai uiteindige genesing gegee het. Romeine 12:2. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God is. Ek hou van die vernuwing van ons gemoed, maar ook die vernuwing van ons gedagtes. Met ander woorde, daai trauma wat die kind deurgegaan het, daai skade wat die kind deurgegaan het wanneer daai 1 miljoen neurologiese koneksies gemaak word. Selfs daai skade kan die Here vat en ons help om dit te verstaan. Eerstens, hy kan ons help om te vergewe, tweedens, vorm van genesing, en hy kan ons help hoe om dit te hanteer. Wat om daarmee te doen. Hoe om jou lewe suksesvol te leef. Selfs al het jy deur al hierdie skade gegaan, kan ek nog steeds gelukkig wees. Galasiërs 6:2. Bedra mekaar se laste en op hierdie manier sal julle die wet van Christus vervul. Ons is nie alleen. Ek het geglo ek was alleen totdat die Here vir my gewys het, nee, daar's 'n hele gemeenskap van liefde. Dit het my lewe verander. Want as kind het ek dit nie gehad nie. Kom hierdie mense
Waar hierdie mense uitgeval het, was die vraag wat ek gevra het. Dis wie is hierdie mense? Kom is hulle so anders? Hulle het Jesus in hulle harte. En wanneer jy Jesus in jou hart het, straal daai liefde uit outomaties en ek kon dit sien. Openbaring 21:4. Hulle oë sal al die trane, hulle sal al die trane van hulle oë afvee. Daar sal geen dood meer wees nie, geen rou, geen huil, geen pyn nie. Want die vorige dinge het verbygegaan. Wat beteken dit? Al daai skade en goed wat ons deurgegaan het, en daai ouderdom wat ons gevolg het tot die res van ons lewe, dis nie so permanent dat dit ons gaan volg tot in die ewige lewe nie. Daar is genesing vir ons heidaglik op aarde. Hoe daai genesing lyk, verskil van persoon tot persoon. Vir my, die Here het my hoop, krag en verstand gegee oor wat om te doen wanneer Satan lastig raak en my wil terugvat na daai leefstyl. Hy leer my wat om te doen. Nie net hoe om dit te hanteer nie, maar hoe om ander te help met dit. Ek het selfs begin met life coaching. Nooit in my lewe. Maar ek het die Here gevra asseblief gebruik my. Die goed is nog moeilik. Dit is nog daar. Maar die verskil is ek besluit nie om terug te gaan nie. Ek wil vorentoe gaan want ek het gesien die sukses en die geluk wat voorlê in die toekoms. Selfs met die permanente skade. Ek weet nie van julle nie, maar ek's opgewonde oor daai uiteindelike genesing. Wanneer Jesus kom en is soos oh man. Wat ons nou hier in leef is tydelik. Tydelik. Baie van die mense in die LGBTQ gemeenskap, baie van hulle glo vas dat hoe hulle lewe, hulle is gelukkig. Ek het geglo, ek was gelukkig met wie en wat ek was. Wat nie God se identiteit was nie. Totdat ek gesien het wat God se identiteit is vir my. Toe het ek gesien, oh wow, okay, dis baie beter. En ek soveel meer gelukkiger en ek weet as ek sou terugval, gaan ek nie so gelukkig, daai geluk wat ek by die Here gevind het, gaan ek nie dalk kry nie. Ek gaan dan dit dalk soek in tydelike verslawings, my coping mechanisms. Maar die Here gee vir my iets anders. En ek bid hard dat die Here my sal help om vas te staan aan daai besluit om vorentoe te kyk, want soos ek sê, die duiwel maak dit nie maklik nie. Wat is maklik is om terug te val. Maar dit is nie onmoontlik om nie terug te val nie. Ek het genoeg gesien en gehoor en ervaar om te weet dat daar hoop vir genesing is en bevryding is met 'n transformerende liefde van Jesus Christus. Ons verlosser. Verlosser van wat? Verlosser van sonde. So ek staan hier voor julle as 'n getuienis van bevryding en genesing. God het vir my 'n nuwe lewe gegee en 'n ware identiteit gewys. Wat ek ook vroeër gesê het, 'n vrou van God, gevorm in sy beeld. Die pad van my genesing was lank, dit was nie maklik nie, maar dit was die moeite werd. En dit was die liefde van Jesus in my lewe waar my transformasie begin het. Liefde is 'n verskriklike drywende krag wat selfs die ergste sondaar kan draai. Amen. Dankie vir julle geduld en dat julle my genooi het. Ek waardeer dit baie. En soos ek sê, is nie altyd maklik om so ook self ek voel so ontbloot, jy weet, en dis nie altyd maklik nie. Maar ek sal dit nooit doen vir myself nie en my enigste hoop is dat daar ander is wat vra en wat die moed het om die vrae te vra en hulp te soek. Belangrikste hulp te soek. Maar ja. Ek dink kom ons sluit af in gebed. Tensy julle vra het. Ek sien ek nou is 15 minute dan is ons al 'n uur besig. Nie vra nie. Of julle kan my persoonlik vra, maak saak nie. Okay.
Kom ons bid. Liewe Here, baie dankie vir die krag en die leiding wat U vir ons gee om vorentoe te kyk en die verlede in die verlede te los en die sondes wat ons so vashou, Here, dat U dit kan vat en ons moet dit net los. Dankie Here dat U ons vergewe het en dankie Here vir wat U vir ons gedoen het om daai vergifnis te gee. Here, daai liefde is wat my getrek het en ek weet ek is nie die enigste een nie, Here. Daai liefde wat so baie mense na U trek. 'n Goddelike liefde. Here, help ons ook om daai liefde aan ander te toon ook. Help ons om daai liefde so te toon dat mense meer van dit wil hê en soveel so dat U ons sal help om hulle te lei na God, na U. Dankie Here vir al U liefde en U geduld wat U vir ons daagliks gee. Vergewe ons tekortkome. Ons is nie perfek nie. Here, help ons om vorentoe te kyk want die uiteinde doel is soveel meer werd as wat ons nou deurgaan. Hier is tydelik, Here. Help ons om gereed te wees vir wanneer U kom. Ek bid dit in U naam. Amen.